Hallo, ek is Ronel Besuidnout en jy luister na ons heel laaste voorlesing uit Lig vir die Winter. Vandag se tema: verligte duisternis. Johannes 1 vers 5 lees: Die lig skyn in die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Daar sal altyd in ons lewe wintertye wees. Weer vrae waarvoor daar geen maklike antwoorde is nie. Weer dae waarop God verder voel as wat ons sou wou hê. Selfs langer seisoene waarin ons bly wonder, dit kan voortduur. Ten spyte daarvan het ons 'n anker. Die lig skyn. Lees mooi. Daar staan nie die lig sal eendag skyn nie. Daar staan eenvoudig die lig skyn, juis in die donker. Die duisternis is werklik, maar dit het nie die laaste woord nie. Dit is die hoop waarmee ons verder leef. Nie dat ons alle winter sal vryspring nie, maar dat geen winter ooit die laaste woord oor ons sal hê nie. Ons geloof rus nie op ons vermoë om vas te hou nie. Dit rus op Christus, die lig wat selfs die donkerste nag nie kon uitdoof nie. Miskien is dit die grootste ontdekking van hierdie winter. Ons het nie die lig gevind nie. Die lig het ons deur die winter gevind, selfs toe ons hom nie kon raak sien nie. Daar is 'n paar ekstra gedeeltes in die geskrewe stuk wat jy gerus saam met hierdie Bybelstudie kan lees. Maar die vraag vir vandag is: hoe leef jy vandag anders as jy glo dat God reeds in jou môre teenwoordig is? Ek wil graag vir jou bid. Here, dankie vir u getroue lig wat ons deur elke seisoen van wag, stilte, verandering en groei gedra het. Laat die waarheid van u teenwoordigheid ons nie net troos nie, maar ook vorm, sodat ons vandag met hoop leef en met vertroue die môre tegemoet gaan. Amen. Ek wil vir elkeen van julle wat gereeld 'n bydrae maak vir hierdie dagstukbediening uit my hart uit sê, dankie. Julle weet nie wat dit vir my beteken nie. Hierdie dagstukke is nie vir my net 'n passie om te skryf nie. Dis ook deel van my inkomste. Ek besef ook dat nie almal in dieselfde finansiële posisie is nie. Daarom wil ek dit baie duidelik sê. As jy nie in staat is om 'n bydrae te maak nie, is dit vir jou 'n gratis bediening. Ek wil nooit hê iemand moet uitgesluit voel nie. Maar as dit in jou vermoë is, hoe klein ook al, ek laat vir jou my bankbesonderhede teen die einde. Dis my 'n groot voorreg om deel van julle geloofsreis te mag wees. Mooi bly.